In ons gesels oor teenspoed is vandag se onderwerp volhard in hoop. Ek wonder oor iets. Dit voel vir my asof elke stukkie goeie uitkoms vir die mens in ons mensdom se geskiedenis vanuit teenspoed gekom het. Dit voel vir my dis eers wanneer mense die slegste ervaring teenspoed beleef, dat daar besluit word, kom ons doen iets aan die storie. Dit kan nie so aangaan nie en dat dinge dan verbeter. Paulus skryf in Romeine 15 vers 4: Alles wat in skrif vooraf opgeteken is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Hierdie woorde herinner ons om te volhard in hoop. Die Bybel is juis vol verhale van mense wat deur teenspoed gegaan het, maar God het hulle nie verlaat nie en hulle storie het 'n baie beter einde gehad. Dink maar aan Josef in die tronk, Daniël in die leeukuil en ja, Jesus aan die kruis. Ons kan plaaslik ook dink aan Menseregte Dag in Suid-Afrika, 'n dag wat ons herinner aan die stryd om gelykheid en regverdigheid vir almal. Dit het 'n nuwe nasie laat ontstaan. En ja, dis nie sonder uitdagings nie, maar dit herinner ons om te bly streef na beter verhoudings en 'n beter lewe vir almal. Dink aan die stryd vir vroueregte wêreldwyd. Vir eeue moes vrouens teen onregverdige stelsels, teen onbillike vooroordeele stoei. En nou is daar al hoe meer hoop vir opvoeding, leierskap, geleenthede, juis vir die vroulike geslag. En natuurlik is hier ook nog baie te doen, maar ons moet volhard in hoop en werk aan beter vir mense teenoor wie eers neergesien is. Selfs uit die verwoesting en die verlies van die Tweede Wêreldoorlog het die Verenigde Nasies ontstaan met die doel om vrede en menseregte wêreldwyd te bevorder en te beskerm. Ook hier is daar nog steeds baie werk om te doen, maar dis ook 'n storie van hoop wat begin het van die teenspoed. Volhard in hoop wil Paulus ons herinner. Want vir die gelowiges is die Bybel die bron van al die verhale van teenspoed, maar wat oorgegaan het na beter tye. En wat jou teenspoed, wat jou geleentheid ook al nou mag wees, wat jou uitdaging mag wees, dis nog dieselfde God van die Bybel wat ook by jou is en jou sal help na beter tye. Leef geïnspireerd.